Hallo, my naam is Abel en welkom by week 3 van ons Becoming Love reeks se groepsbespreking. Vir hierdie bespreking wil ons graag deur die hele hoofstuk van 1 Korintiërs 13 lees. Dit is belangrik om net so 'n bietjie van die konteks of die agtergrond te verstaan. Nou, hierdie hoofstuk word gereeld gebruik by troues. Dis die love chapter, die hoofstuk wat gaan oor liefde. En dit is goed. Maar so 'n bietjie van die konteks is dat Paulus was besig om te skryf na die kerk in Korinthe en hulle was vol van die Gees, vol van die gawes van die Gees wat hulle ontvang het. Maar daar was 'n volwassenheidsprobleem geweest wat Paulus besig was om aan te spreek. Jy sien, die kwessie wat aangespreek word is dat hulle het die genade van Jesus ontvang, in terme van redding, maar hulle, en selfs op so 'n mate dat hulle die gawes van die Gees ontvang het, maar hulle het nog nie die genade van Jesus geword nie. En dis waar hierdie Becoming Love reeks gaan, is volwassenheid, is wanneer ons beweeg van nie net die genade van Jesus ontvang nie, maar wanneer ons die genade van Jesus word. We become the grace of Jesus, we become the love of God. En geestelike volwassenheid, soos wat jy nou gaan lees in hoofstuk 13, sal jy sien, die kwessie wat Paulus aanspreek, is dat geestelike volwassenheid is nie kennis nie. Dis nie om goeie teologie te hê of baie te weet oor die Bybel nie. Dis nie om groot geestelike ervarings te hê nie. En dit gaan ook nie noodwendig oor dit wat ons alles in geloof vir God doen nie. Alhoewel al daai goed belangrik is en mooi is. Maar as jy nie liefde het nie, is daar nie volwassenheid nie. Liefde is die toets van geestelike volwassenheid. Jy sien, vir hierdie kerk was die probleem dalk, they were Christian, but not Christ-like. En dis nog steeds die uitdaging vir die kerk vandag, is dat ons soos Christus moet wees om hom te verteenwoordig, sy karakter te verteenwoordig in ons wêreld. Ons gaan nou tyd gee vir jou om deur 1 Korintiërs 13 te lees, en nadat die fasiliteerder dan so 5 minute gegee het, waar elkeen alleen stadig deur die hoofstuk kan lees, is julle welkom om hierdie 2 vrae op die skerm te bespreek. Die eerste vraag, wat gebeur wanneer die kerk die genade van Jesus ontvang, maar nie self die genade van Jesus vir die wêreld rondom ons word nie? Die tweede vraag, watter vers of frase uit hierdie hoofstuk het vir jou uitgestaan en hoekom? Vir die tweede gedeelte van ons gesprek wil ons graag hê die bespreking moet meer prakties raak. En so ons dink aan die genade van Jesus wat ons eerstens ontvang, maar dat ons ook geroep is om die genade van Jesus te word vir die wêreld om ons. En so ons is besig om te gesels oor hoe word ons soos Christus? Hoe kry ons dit reg dat die karakter van Christus deel word van ons eie karakter? En Jesus nooi ons uit in Johannes 15 om te bly in hom sodat hy in ons kan bly, sodat ons baie vrug kan dra. En die gesprek gaan basies oor hoe word ons meer soos hy. Nou, enige persoon word beïnvloed deur 3 areas in ons lewens. En die eerste area wat ons vorm in ons lewens is ons gedagtes. Ons word die stories wat ons glo. Het sy dit waarhede of leuns is wat jy glo van 'n klein tyd af, jy word die storie wat jy glo in jou gedagtes. Tweedens, omdat ons in 'n liggaam leef, word jy die gewoontes wat jy het of dan nou nie het nie. En iemand het een keer gesê, we form our habits, but then our habits form us. En so dit wat jy met jou liggaam doen, het 'n vormende effek in jou lewe. Derdens, is jy die produk van die verhoudings waarbinne jy staan. En so, wanneer jy in Christus wil bly, wanneer jy soos Jesus wil word en sy genade wil word vir die wêreld om jou, dan plant jy hierdie 3 areas van jou lewe in die persoon en die woorde van Jesus. Heel eerstens, laat jy toe dat hy, sy waarheid van wie Christus is en sy waarheid in die woord, jou gedagtes vorm. En dis wat Romeine 12 vers 2 beteken, wanneer dit sê dat ons vernuwe word deur ons gedagtes. En so ons plant ons gedagtewêreld, dit waarvoor ons nee sê, die social media wat ons toelaat of dan nou nie toelaat nie, dit wat ons kyk op televisie of waarna ons luister op 'n podcast, byvoorbeeld, is alles deel om te vorm, want dit skep gedagtes. En dit kan ons besluit op en hoe plant ons dit in die persoon van Jesus.
Tweedens, ons gewoontes. En so hier is die gesprek oor geestelike gewoontes, of in Engels hou ek daarvan om te sê abiding rhythms, of rhythms of grace. Wat se ritmes kan jy in plek stel? Wat geestelike gewoontes is, sodat jy in jou liggaam eintlik beoefen wie Jesus is en sy karakter eintlik beoefen. En so dit is ook 'n gesprek wat ons eintlik ook nou kan hê. En dan derdens is dit om jou verhoudinge te plant in die persoon van Jesus, om deel te wees van die gemeenskap van gelowiges en toe te laat dat ander mense wat ook vir Jesus volg, jou kan beïnvloed en 'n vormende effek in jou lewe kan hê. En so vir hierdie deel van die gesprek wil ek graag hê, ons moet in ons groepe net gesels oor hierdie 3 areas, en jy is welkom hierdie vraag op die skerm ook te beantwoord. As jy dink oor hierdie 3 areas, watter een van hulle sal jy graag meer wil plant in die persoon van Jesus? En dan, wat is een praktiese manier waarop jy dit kan begin? Ons wil graag ons sessie afsluit in 'n oomblik van gebed. En daar's 'n gebed wat ek graag vir ons wil lees, wat op die skerm gaan wees. En ek wil graag vra dat net al waar jy sit, of as julle almal graag wil staan, is jy welkom om saam met my hierdie gebed te lees. En dan aan die einde van die gebed, wil ek sommer net ook vra dat die fasiliteerder net so 3 minute, of 3 tot 5 minute van stilte toelaat, waar ons elkeen net nog vir 'n paar oomblikke in stilte in gebed dan nou bly. Here, rig my lewe volgens u karakter. Ek wil ander behandel soos u sou, Jesus, met vriendelikheid, liefde, geduld en begrip. Laat my ander deur u oë sien, kosbaar vir hul Skepper. Help my om met aandag te luister, sag te praat en met deernis te antwoord, net soos u sou. Ek wil u verteenwoordig, Jesus. Gebruik my as 'n ambassadeur wat die waardes van u koninkryk uitleef. Mag my hart en optrede ooreenstem met wat vir u belangrik is. Laat my geloof en my dade in harmonie leef. Mag ek met eerlikheid en waarheid leef, vry van onwaarheid. Lei my om u lig uit te straal, deur my woorde, optrede en selfs my gedagtes. Help my om keuses te maak wat u eer, veral in moeilike oomblikke en wanneer niemand kyk nie. Deursoek my hart en wys my enige iets wat nie met u volmaakte karakter ooreenstem nie. Jesus, u is die Here van my lewe. Ek hoop julle het julle tyd saam as 'n groep geniet, en dan seën ek julle met hierdie woorde. Mag die genade van ons Here Jesus, die liefde van ons Vader en die vriendskap van die Heilige Gees met julle almal wees.